lees vanoggend, julle moet saam preek. Amen. Amen. Daar sê. Sê vir jou langs jou, as ek jou nie hoor amen sê nie, gaan ek my hand opsteek, dan gaan jy verder preek. So wie het nog nooit gepreek nie? Mag dit al vandag jou eerste keer wees. Amen. Oh. Nou ja, vanoggend se tema, wie preek Sondag? Wie preek Sondag? Hoekom ek daai vraag vra is, dis seker die boodskap wat 'n pastoor die meeste in sy lewe kry. Saterdagmiddag, Saterdag aand. Pastoor, wie preek Sondag? Amen. Word mense kwaad as ek terug antwoord, die Heilige Gees. Amen. Maar ons as mense wil weet wie preek, want hoekom? Ons maak ons vas aan sekere mense. Amen. En ons connect met mense en ons connect met sekere mense, en as daai persoon preek, dan s'ek hier, en as daai persoon preek, dan s'ek nie hier nie, en as daai persoon daar preek, dan s'ek daar. Ons maak ons aan mense vas, en dan begin ons later aan, begin ons eintlik issues vorm met die ander mense. Amen. En dis hoekom ek vandag hier kom. Dis seker al 'n preek wat ek jare terug moes preek. Maar ek kry verlede Sondag 'n boodskap na die diens, en voor die diens vra wie preek. Amen, maar dis my birthday, ek worry nie. Ek's op vakansie gewees. Amen. Ek het geweet wie preek. En die persoon sê vir my, o, ek het gesien. So ek gaan nie die woord aanvaar nie, ek het my huis toe gegaan. En hier binne gaan my moermeter soontoe. Nee? Die van julle wat nie verstaan nie, ek het kwaad geword. Okay, maak dit nou sin. Amen. En ek is like, rarig, kan mense so kleinlik wees? Kan jy wil uitmis op wat God vir jou het, oordat jy behep is, hallo, omdat jy behep is, met wie staan voor, of wie sit voor, of wie praat? Amen? Sê vir wat jy nou van Marie nie, nou nooi ek Marie, sy moet nou een aand, by 'n huiskerkgroep, met sy nou praat byvoorbeeld. Nou hoor jy, dis Marie, nee, nou gaan ek nie meer gaan nie. En is ons werklik so kleinlik, as die liggaam van Christus? Hoor wat sê Paulus, 1 Korintiërs 3 vers 4, hy sê, for when one says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos, are you not proving to yourselves ordinary unchanged men? Hy sê, wys jy nie vir jouself, jy is nog nie gegroei nie. Hy sê, met ander woorde, jy is nog net so immature as waar jy begin het. Omdat jy nie kan besluit nie. Ja, ons vind aanklank by mense, maar moenie uitmis, omdat dit nie jou cup of tea is nie. Amen. Ek sê altyd, ek is nie almal se cup of tea nie, ek is party mense se shot of whisky. Amen. Party mense kort iets sterker, en iets bietjie meer bold, en iets bietjie meer in jou face. Amen. Ek is nie daai nie, ek gaan nog groter. Amen. Daar's nie, ons sit nie beperking op nie. Sugar coating kry jy by Krispy Kremes. Iemand het voor die tyd van Krispy Kremes gebraak. As jy sugar coated soek, gaan Krispy Kremes toe koop 'n donut. Amen. Ek het 'n verantwoordelik om met jou eerlik en opreg te wees, want hoekom? Ek wil graag jou gat uit die hel uithou en jou hart in die hemel. Amen. Amen. Jy is nie die perfekte braaipakkie nie. Dit was nooit God se plan nie. Amen. Hy laat ons braai, maar hy wil nie hê jy moet braai nie. Okay, nou praat ek nie van jou skill nie. Amen. Soutie, ek gaan jou nog boek vir daai braai, laat ek jou leer hoe om te braai. Ek hoor jou vrou braai, so ons sal jou moet wys. Amen. So for one says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos. Wat het hier gebeur, is dat Apollos was 'n pastoor in Korintië, baie goed gedoen. En dit was eintlik amazing as jy sy geskiedenis gaan lees, want toe ek hierdie week hier oor begin, en ek begin lees oor Apollos, ek eintlik so gevloor dat ek so min van die ou weet, maar hy was eintlik 'n amazing pastoor. En mense het begin kom om kant te kies. Het julle al gehoor, daai kerk is goed, hierdie kerk is goed, daai kerk is sleg, hierdie kerk is sleg. Ons het nou die 15de April, amen? Ja, doen ons 'n worship aan vir Afrikaans meisies hoor. Amen? En ons het voor die tyd 'n meeting met 2 van die juffrouens en 'n jeugwerker, en hulle grootste hart is, en wat hulle die meeste raak kry, we don't do church bashing. Daar's nie 'n ding so slegte kerkie. Kerke verskil want mense verskil. Amen. Hy sê ons is 'n liggaam. Jou hele liggaam is nie net 'n oog nie.
Wil julle gou kom sit? Skuif sommer daar aan, ja. Jou hele liggaam is nie net 'n oog nie. Amen. So die Here kyker vir elke persoonlikheidstyl. Party mense like stil, teruggetrokke, skaam in jou hoekie kerk. En dis fyn. Ek kan nie daai ou wees nie. Amen. As ek op my eie by die huis is, verseker. Maar as ek 'n mikrofoon kry, is ek excited oor wat God in jou lewe wil doen. En ek wil dit uitbasyn dat almal dit kan hoor. Amen. Ek het by 'n kerk gepreek in Soshanguve 1 jaar. Maar die musiek en die klank is so hard in daai kerk. Dit distort. Daai ou het 8 kilowatt se sound in sy kerk. Ek weet nie wie van julle weet hoeveel klank is dit nie. Amen. Dit beteken 5 kilometer ver hoor hulle die praise and worship. En dit distort so daar binne en ek is like, as dit nie distort nie, is dit nie Afrika nie. En na die tyd vra ek vir die pastoor, Phineas Khumalo, ek sê, Pastor, why is your music so loud? Hy sê, because I play for the people outside, those inside know the Lord. En ek is like, eeuw. Want ek kon half so subtiele complain kom lodge. En hy kom maak my net size. En sê, gaan nie oor jou nie, jy ken die Here. Amen, hoe maklik maak ons dit oor ons? Maar ons ken die Here. Wat van die ou wat nie die Here ken nie? Nou sien hulle hoe kinderagtig is ons. En dan, joh, as kinders van die Here so is. Amen. Amen. En dis hoe ons gedra. Ons gaan op baie kinderagtige bandwagon. Die Here sê, wees soos kinders. Hy sê nie, wees kinderagtig nie. Amen. Laas jaar het ek 'n preek gepreek, het kom ook uit Korinteërs uit, waar Paulus sê, you suck. Hou op melk drink, is tyd vir styk in die woord. Amen. Hy sê, met die soliede, jy moet volwasse raak, dat jy die solid woord kan vat. Maar ek wil nie elke week rondloop met 'n titi bottel en sê, you suck, you suck, you suck. Kry jou melk, nie? Amen. God wil hê ons moet groei, ons moet verby die basic issues kom, wat ons altyd het, ons moet verby die kleinlikhede kom. Want die oomblik wat jy besef, jy's deel van 'n liggaam, jy's nie die liggaam nie, dan verander dit. Sien man, op jou liggaam, wat is die belangrikste deel op jou liggaam? Wat sal julle sê? Wat is die belangrikste deel op ons liggaam? Hart? Ja, wat nog? Ruggraat, wat nog? Hey? Brein? Hoe belangrik is jou liggaam as jy die hoof afsny? Niks. So wie wil almal die hoof wees? Daar is een, hy sê ek is die hoof. Julle is die liggaam. Amen. Dis wie Christus is. Hy alleen sit hoog genoeg. Hy alleen sit hoog genoeg. Al wanneer ek en jy mag afkyk op iemand, is ons hulle ophelp. Dat hulle langs ons kan staan. Al wanneer jy mag afkyk na iemand, as jy hulle ophelp om langs jou te staan. Maar as jy vernederend afkyk teenoor iemand, het jy jouself bo God se plan vir jou lewe geplaas. Jy maak van jou 'n teiken vir die duiwel, hy sien, daar steek Pietie uit. God, kap hy jou. Amen. Hy sê, what then is Apollos? What is Paul? Ministering servants, not head of parties. 'n Pastoor is nie belangrik nie. Pastoor is net soos jy. My werk is belangrik, nie ek nie. Ek het my hand opgesteek en sê, Here, gebruik my om in mense te invest. Ek's ook 'n mens, ek maak foute, my moermeter gaan ook rooi, ek raak ook geïrriteerd. Amen. Ek weet julle doen nie, julle is almal heilige en veilige Christene, julle word nie kwaad nie, julle vloek nie, julle het ons nie sonde nie. Amen, dis ons ander kerke. En ons almal gaan deur die realities van die lewe. Daar's kere dat ek verse lees en dink ek, dit maak nie vir my sin nie. U sê, die woord sê dit moet so wees, maar hoekom sien ek dit nie? Amen. Hoekom sien ek dit nie? Is ek uit lyn uit, is dit nie nou die seisoen nie, het iets anders in plan? Leer my, dat ek verstaan hoe werk my groeiproses. Sien, is omdat ons nie wil leer nie, kom ons nie deur nie. Amen. Dis nie wat ons sê nie, wie nie leer nie, kom nie deur nie. Hoekom bly jy dieselfde toets skryf? Want jy leer nie die les daaruit nie. En is dieselfde wanneer ons begin haaks raak oor wie preek of wie praat. Amen. As ek 'n begrafnis doen en mense sê vir my, hulle ken my van nêrens af, jy het so mooi gepraat, sal jy my eendag begrawe. Nee, want ek ken jou nie.
Ek kan so mooi oor daai persoon praat, want ek ken hom. Wat sê jy van iemand wat jy nie ken nie? Rest in peace. Nee, dis nou te laat. Ek hoop jy die Here geken voor jy hier kom. Amen. Maar dan gaan jy nie peace hê as jy hom nie geken het nie. As in die army was en hy het op 'n landmyn getrap, het ons gesê rest in pieces. Was 'n ander ballgame, amen. Die van julle wat nie weet nie, sal nie weet nie. Hy sê, ministering servants, not head of parties, through whom you believed, even as the Lord appointed to each his task. Elke ou wat voorstaan het 'n opdrag van God af. En dit verskil van mekaar. So elkeen het 'n boodskap, elkeen het 'n woord, elkeen het iets wat hy bring wat God in sy hart sê wat jou lewe gaan impakteer. Whether jy van die persoon hou of nie. Amen. Dis my so lekker, oom Nick is nou nie hier nie. Oom Nick sê eendag vir my, iemand sê vir hom, ja, gaan jy werklik na Kobus se kerk toe, na alles? Hy sê ja. Nou sê, weet jy, daai ou is 'n regte boepel. Hy sê ja. Hy sê, nou, hoekom gaan jy? Hy sê, ek gaan vir die Heilige Gees in hom. Want die Heilige Gees maak nie foute nie. Hy sê, as mens gaan hy my teleurstel. Maar God se Gees in hom het ek nodig, daarom gaan ek. En dit was my so, wow, want om te dink is like, almal wil hê jy moet perfek wees. In plaas van dat hulle net toelaat dat die Gees van God in jou perfek is. Want as mens gaan jy foute maak. Wie van julle het nog nooit foute gemaak? Ons sing, as daar staan liedjies, wat gebeur die naweek, ons maak foute. Wat vir shame, hy het nog nooit, wys my like 'n rooi bok, of wys ek vir jou, hoe maak jy 'n fout? En is so belangrik om dit te besef in die lewe. Sien, ons oordeel mense net omdat hulle anders as ons sondig. En ons het nou die dag gesê dat sonde, wat verskil in sonde? Die consequence. Amen. Die level van hoe ek die sonde doen. Amen. Dis wat die verskil maak. Sien, ek ry 'n Ford. Shane ry nou 'n Mahindra, né? En Justin ry 'n Justine karretjie. Wat noem jy dit? 'n Amarok. Hy het nie 'n Amabroek nie. Maar sê nou hulle twee like nou my kar. Shane in sy hart begeer, hy sê, Here, ek wil so graag pastoor se kar hê. Justin gaan groot, hy steel hom. Amen. Shane repent voor die Here en hy's vergewe. Hy repent ook vir die Here, maar hy gaan nog tronk toe. Want die daad van waarmee ek die sonde doen, het consequence. Selfs in my verlede, die bad foute wat ek gemaak het consequences. Ek leef elke dag met die getuienis van die consequence. Daar's nog steeds mense wat nie van my hou nie, daar's nog steeds mense wat vir my kwaad is. Daar's nog steeds mense wat nie daarvan hou dat ek verander het nie. Daar's mense wat vir my vrou kwaad is en sê, vandat sy my in my lewe het ek verander, want nou is jy nie meer hierdie lekker ou wie jy altyd was nie. Ek sal steeds die lekker ou. Amen. Maar ek het boundaries. En dis wat ons vergeet, is om boundaries te hê. En as ek en jy nie ons eie boundary respekteer nie, gaan mense dit ook nie respekteer. En ek lees vanoggend so 'n ding, 4 uur vanoggend lees ek 'n ding, hy sê so mooi, hy sê, besef jou waarde, want hoe jy mense toelaat om jou te hanteer, gaan hulle die gewoonte gee om jou altyd so te hanteer. So as jy nie vir iemand kan sê, wow, jy praat nie so met my, as jy vir iemand sê, sorry, ek staan nie hiervoor nie, gaan hulle sê, anything goes. En hy sê, what is Apollos? What is Paul? Ministering servants, not head of parties, through whom you believed, even as the Lord appointed to each his task. Wat sê, elke ou wat jy ontmoet, selfs jy as kind van God, as iemand met jou praat, jy het 'n opdrag by God, om jou kindskap uit te leef. Amen. En om vir iemand te help, want dis wat ons doen. Amen, disipelskap is eintlik hulp. Ek help jou om nader aan Christus te kom. Want Christus is die doel, nie die hemel nie. Christus. Die hemel is 'n perk. Amen. Maar die doel is Christus, om soos hy te wees, om onsself in hom te vind. Dis die doel van Christendom, Christus. Nie om jou gat uit die hel uit te hou nie. Amen. Om hom te vind en hom die koning van jou lewe te maak, om hom die heerser van jou lewe te maak. En as hy nie daai rol staan in jou lewe nie, maak nie saak hoe heilig en veilig jy pleit om te wees nie, jy gaan dit mis. Die woord sonde beteken eintlik om Christus te mis. Dis eintlik wat daai woord beteken.
Nie die fout nie, die feit dat jy die fout bo Christus kies, dis sonde. Amen. Jakobus 4, die laaste vers sê, jy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir jou is dit sonde. So jy weet wat is die regte ding, dan jag jy nog steeds aan. Dit is sonde. Wat doen jy? Ek verruil my oortuiging van Christus het vir my gesterf en sê, wag bietjie Jesus, ek wil eers weer my sonde doen. En dis wat ons doen, en dan oordeel ons mense. Amen. Ek weet, daar's mense wat nie van my hou nie, en dis fine, want ek is nie almal se cup of tea nie. Daar's mense vir wie ek kwaad gemaak het. Wel, daar's ook mense wat vir my kwaad is, hulle my nog nie eendag ontmoet nie. Dis die funny deel. Ek het eendag by 'n diner gesit by 'n tafel waar iemand my nooi, en die mense om die tafel begin praat. Hulle het van hierdie pastoor gehoor. En die ou weet dis ek, en hy probeer hulle stil maak, ek sê, los hulle. Ek wil ook hoor wat aan my lewe aangaan. Dis interessant, jy leer jouself ken. En nou praat hulle oor my, en ek is like, Jesus, vertel my meer. Wie is hierdie ou? Waar is? En hulle praat. En hy is later aan vir my, hou jy op. En ek stir daai pot. Cassie het my geleer. As jy die shitpot roer, gaan jy iewers die lepel moet lek. En ek stir daai pot. Want dit het nou lekker op dreef is en almal, hulle soos in, o ja, eintlik, wie's jy? Ek sê, ek's daai pastoor. Dis die vinnigste wat mense sê, hulle is nie honger nie en huis toe gaan. Ek is like, dit raak nou eers lekker. Waar gaan julle? Amen. Weet dit, daar's mense wat nie van jou hou nie en hulle ken jou nie eers nie. As gevolg van 'n ander iemand se probleem met jou. Amen. Weet jy hoekom maak mense sleg? Want hulle deel nie met hulle issue nie. So wat soek ons? Ons soek 'n groepie mense wat saam kan haat, in plaas dat ek as individu man up en daarmee deel. So ons kry 'n groepie, en ons groepie projekteer, en daar's mense wat, ja, kruisig vir Jesus, en hulle het nog nie eers met Jesus te doen gehad nie, maar het saam geskree, die woord sê, die crowd het saam geskree. Dis hoe maklik beïnvloedbaar ons is. Dis hoeveel invloed jy as mens het, dat jy ander mense kan opsweem, om vir mense kwaad te wees, wat niks aan hulle gedoen het nie. Amen. En dis wat Paulus hier kom praat is oor, hoekom wil jy kies? Hy sê, elkeen is 'n servant van God. Elkeen van ons is deur God geroep om mekaar te dien. Hy sê, dien mekaar. Ons elkeen het die verantwoordelikheid om na mekaar se geestesgesondheid te kyk. Om seker te maak, elkeen het kos in die huis. Om seker te maak, elkeen is versorg. Amen. Hy sê die volgende, I planted Apollos water, but God all the while was making it grow, and He gave the increase. Sien, jy like dalk vir my, maar nie vir Christie nie, of jy like dalk vir Grant en nie vir my nie. Een plant die saad, een water. Net God laat groei. Maar jy het die saad en die water nodig vir 'n oes. Amen. Almal hou van reën tot dit te veel is. Amen. Almal, ja, bid vir droogte. Nou hoor ek die ouens sê vir die boere, hou op bid. Trust my, die boere hou op bid. Ek ken boere wat miljoene rande se oeste verloor het met al hierdie reën. Van hulle WhatsApp my, sê vir jou kerk hulle moet ophou bid. Ons spoel weg. Ons is gewoond om te kla. Ons kla dis warm en dan kla ons as dit reën. Amen. Ons kla dis winter, dan soek ons die somer, dan kap ons soms soos hierdie jaar 40 grade, dan kla ons. Amen. So net nooit is niks genoeg nie. Net nooit is niks reg nie. En ons hanteer mekaar dieselfde. Nou like ek jou, dan like ek jou nie. Want hoekom? Ek weet nie waar ek met jou staan nie. Die enigste hoe jy weet waar jy met my staan, kom sien my. Reële afspraak. Praat wat jou pla. Want as jy dit nie doen nie, gaan die duiwel kom en saadjies saai. En jy gaan begin twyfel. En jy gaan begin wonder. Nou wonder jy of jou baas by die werk kwaad is, of jou vrou vir jou kwaad is. Jy kan aan 'n vrou se hande sien, hoe kwaad is sy. Veral as hulle om jou nek is. Amen. Jy het nie meer verduideliking nodig, in wat se toestand sy is. Van hulle kyk my soos, ek's uitgevang vanoggend. Okay, sal vir jou man meer bid. Hy sê, I planted and Apollos water, but it's God who brings the increase. God laat groei. Amen.
Daar's baie predikers wat ek nie van hou nie, maar hulle boodskap is goed. Sy preekstyl is nie my cup of tea nie. Amen, daar's van die ouens wat so stadig praat, soos 'n 78 plaat, wat op 33 gestel is. Julle weet hoe klink dit, amen. Hy preek kon hy in 10 minute gedoen het, as hy net vinniger gepraat het. En dan praat hy al 2 ure lang, en is so onsamehangend, maar weet jy wat, die boodskap wat hy bring, is die woord van God, en ek het dit nodig. Amen. As die ou klomp bollie praat, is dit 'n ander saak. Amen. Maar hoe gaan jy weet hy praat bollie as jy nie jou woord bestudeer? As jy nie die woord ken nie, dan gaan jy in elk geval enige ding glo. So hoe cares dan wat jy dink? Amen. Wie gee dan om wat jy dink? Paulus sê so, ek het geplan. Saad is nodig en water. Amen. Ons almal weet, as jy saad gesaai het, 'n plantjie plant, wie van julle plante, wie hou van tuin maak? Amen, hoe belangrik is water? Baie belangrik, hoekom? Anders gaan die ding. Vrek, hier is die ander kant, wie van julle het water? Maar geen plant nie. Hoe useful is daai water dan? Niks. Amen. Jy het albei nodig om te groei. Jy het albei nodig om vrug te dra. Jy het albei nodig om te vermenigvuldig. En dis waar ons dit mis. Daai kerk en daai kerk. Ek stem met baie kerke nie saam nie. Met hoe hulle sekere goed doen nie. Maar weet jy wat, dis nie my plek om te oordeel nie. Die Here sê altyd vir my, as iemand daar seer kry en hiernatoe kom, kan jy hom ontvang. As iemand hier seer kry en hulle vlug na 'n ander kerk toe, gaan daai kerk jou kan ontvang. Dis my worry. As ek mense kry wat sê ek skwaad, ek gaan uit die kerk uit, dan sê ek's welkom, maar moet net niks doen met dit wat jy gekry het nie. Gaan groot met jou lewe. Maar meeste mense wat hulle wip en loop, se geestelike lewe loop ook dood, want die gesindheid is verkeerd waarmee hulle uitgaan. En dis wat die woord sê. Die woord leer ons, the way you exit is the way you enter. Jou nuwe seisoen gaan net so bad wees, soos hoe jy die ander een agtergelaat het. As jy in vrede en liefde uitstap, gaan jy in vrede en liefde in jou nuwe seisoen instap. So ons besef nie altyd, ons plan die saad, eintlik sê dit so mooi, die woord sê, ons woorde is die ploegskare waarmee ons die grond vir die saad voorberei. So dit wat jy van daai ou sê jy maak my sleg, wat jy van my sê, hoe bad jy my maak, gaan maak dat jou ore toe word vir die blessing wat ek vir jou bring. Van die grond is nie voorberei. Die grond is nie voorberei. Dis hoekom die woord sê, daai parable, wat is dit gelykenis? Daar's mooi. Daai gelykenis van die saaier, van die goed het op 'n klip geval, en van dit is in die bossies, en van dit op die harde grond, maar van dit in die goeie grond, die voorbereide grond. Is jou hart 'n voorbereide grond, waar die saad van die woord kan val en groei? Is jou gees voorberei vir die water, sodat daai saad kan nat word en groei? Of het jy 'n harde hart, en daai saad val net op die grond en bounce af soos 'n klip? En dan wonder jy, hoekom hoor jy nie die Here se stem nie? Hoekom kom daar nie jou deurbraak nie? Hoekom gebeur niks in jou lewe? Hoekom is daar nie verander nie? Want jou hart is toe vir die saad en die water, vir die woord en die gees. Ons Oktober konferensie oor Halloween hierdie jaar is woord en gees. Woord en gees. Want baie mense hou net van die Bybel, maar hulle wil niks van hierdie Heilige Gees goed hê nie. Baie mense soek net die Heilige Gees, maar hulle soek nie die woord nie, want dit is boring. En ons het so 'n sê ding, if it's only word, you will dry up. If it's only spirit, you will blow up. But if it's word and spirit, you will grow up. Sien, God is gepla dat jy moet groot word, nie gemaklik moet wees nie. Wie van julle, toe jy 'n kind was, het agtergekom, groot word is nie maklik nie. Amen? Groot word is nie maklik nie. Maar jy wil hê jou Christen walk moet hierdie happy-go-lucky paadjie wees. Dankie Here, ek weet ek gaan geen challenges hê nie. Ry 'n taxi in jou vas. Waar is die Here se beskerming? Is nog steeds net daar. Al wat hy net vir jou kom sê is nie 'n pie in the sky happy-go-lucky koninkryk nie. Hier gebeur goed om jou in die wêreld waarin jy is, en ek gaan hierdie wêreld gebruik om jou te groei.
Jy gaan leer om nee te sê vir Pietie en nee vir Sunny. Jy gaan leer om nee te sê vir daai en jy gaan leer om vir jouself nee te sê. Want hoekom? Wat is die grootste ding waarmee die kerk vandag sukkel? Selfbeheersing. Mense kan nie vir hulle self nee sê nie. Dis hoekom hulle in die moeilikheid is, dis hoekom hulle seer het, dis hoekom hulle vertrap is, dis hoekom hulle verneder is, dis hoekom hulle alles verloor, want hulle kan nie vir hulle self nee sê nie. En daai greed en begeerte na meer en aanvaarding maak dat hulle seer kry. Want ons sukkel met selfbeheersing. Amen. Ons sukkel met selfbeheersing. Nou hy sê, so neither he who plants is anything, nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. Ek is niks, so mens soos jy. Enigeen van die ander pastore is niks, ons is mense soos jy. Enigeen van die leierskap is niks, ons is mense soos jy. Al wie belangrik is God. Maar God gebruik mense wat 'n hand opsteek en sê, gebruik my om mense te help. Sien, die twee gevaarlikste woorde wat jy in die koninkryk kan sê is, stuur my. Die Here is like, yes, like, ek is so bly, iemand het weer daai twee woorde gesê. Want hoekom? All hell is gonna break loose. Want die duiwel wil nie hê, nog iemand moet vir God 'n verskil wil maak. Hy gaan jou challenge, hy gaan jou toets, hy gaan jou tempt, hy gaan jou probeer breek, want hy wil nie hê, jy moet oorwin nie. Hy wil hê, jy moet 'n nobody bly. Maar God sê nee, jy's my kind, jy's nie 'n nobody nie. Jy's 'n somebody in die hand van God. Amen. Jy's 'n somebody. So neither he who plants is anything, nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. Sien, die mikpunt is Christus. Die doel is Christus. Die plan is Christus. Reg deur die Bybel, van Genesis, elke profesie in die Bybel het gegaan oor Christus. Alles het gegaan oor ons wat deel is van Christus. Die lewe wat ek en jy leef is vir Christus. Desember het ons oor Kolossense 'n hele preekreeks gedoen. Wat sê Kolossense? Ek en jy is gemaak vir net een doel en een doel alleen. Christus. Alles is deur hom gemaak, alles is vir hom gemaak. Niks wat bestaan is nie vir hom nie. Alles wat hy geskep het, is vir hom. Alles. Jou hoofdoel in die lewe is om by Christus uit te kom. Want dan gaan jy jouself in. Hoekom het kinders van God so 'n identiteitskrisis? Want hulle ken nie Christus nie. Maar seker die vraag en die preek wat die meeste gepreek word wêreldwyd elke jaar is identiteit. Wie is jy in Christus? Ons sê dit altyd, dis nie net wie jy is nie, maar wie sin jy is wat die verskil moet maak. Dis wanneer jy besef wie sin jy is, dat dit die verskil maak. Vrydag praat iemand met my en hy sê vir my, ja, wat my uitfreek so 'n bietjie van julle kern, is die feit van, julle kan regtig nie meer worry wat mense van julle dink nie. Ek sê vir my, ja, want ek het te lank daaroor geworry, en ek wou 'n regte people pleaser wees. En dit het my amper alles gekos, want jy probeer almal happy hou. Amen? Amen? Wie van jy het agtergekom, om ander mense happy te hou, maak jou moeg. Jy word gedrein, jy word uitgeput, want jy wil tog net almal happy hou, so later loop jy op eiers. Amen? In my lyfbou en op eiers loop, werk nie lekker saam nie. So ek trap van die goed stuk en dan kom jy in die moeilikheid. Dan is jy nie goed genoeg nie. Wat doen jy? Jy gaan soek eers by jou fout. Want jy dan nou, hulle probeer happy hou en hulle is nie happy nie, so wat doen jy? Jy blameer jouself, ek is nie goed genoeg nie. En ongelukkig sien die gees en hulle sê dan vir jou, want jy is nie goed genoeg nie. En dan wat doen jy as kiepie? Ek is nie goed genoeg nie, jy oortuig jouself. En die Here is like, rarig, as jy 'n dowerd. Of jy laat nie weet 'n dowerd is nie, praat met iemand in die arm nie. 'n Dowerd is 'n bom wat nie afgegaan is nie, wat toegedraai is met toiletpapier. Moenie 'n dowerd wees. Amen. Want dis hoe almal weet, as jy so intoe loop, moenie daar loop nie. Amen. Ons doen dit in die jagveld ook, maar dit gaan nie oor doppies nie. Dit gaan oor klontjies. So wat wil die Here vir jou hê? Die Here wil hê jy moet besef dat die enigste persoon wie 'n impak op jou lewe het, is jy. Die enigste persoon wat jou lewe hel kan maak, is jy.
Die enigste persoon wat jou lewe 'n blessing kan maak is jy. Die enigste een wat jou joy kan laat gaan is jy. Die enigste een wat jou joy kan hê is jy. Want net jy maak keuses oor jou lewe. Ja, maar jy weet nie wat het daai persoon aan my gedoen nie. Weet jy wat daai persoon het gedoen, maar jy het gekies laat dit daai invloed op jou moet hê. Want jy het geweet jy kan wegstap daarvan. Jy het geweet jy kan omdraai. Jy het geweet jy hoef dit nie te duld nie. Maar sien, liefde maak ons blind. Amen. En baie keer van ons grootste hartseer is liefde wat ons blind gemaak het. Kyk, niks maak jou oë so oop, sê hulle soos 'n trouring nie. Amen. Ek sal nou nie weet nie. Amen. Maar hulle sê niks maak jou oë so oop soos 'n trouring. Want baie mense voor die tyd lyk baie sharp. Tot hulle jou het. Dan kom jy agter wat se gees sit agter daai gees. Wat se hart sit agter daai hart. Baie mense het 'n juweel gekry. Ander mense dink hulle het nog die steenkool. Hy's nog nie die diamant nie. Amen. Hy los jou nog swart en in smart. Amen. Steenkool is lekker, jy kan kos maak, maar met 'n diamant kan jy 'n chef aanstel. Net my seun. So neither he who plants is anything, nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. Hoor wat sê, he who plants and he who waters are equal, one in aim, of the same importance and esteem, yet each shall receive his own reward according to his labor. Sien, ouens wat voorloop in die koninkryk is almal dieselfde. Maar God sal elkeen seën vir sy getrouheid. Hy sê op 'n ander plek, sê hy, moenie eager wees om voor te loop nie, want weet jy wat voorloop gaan dubbel geoordeel word. So jy word dubbel getoets, jy word dubbel geoordeel, jy word dubbel gealles. So dit vat iets om te wil voorloop. Maar baie keer moet jy eers foute maak voor jy leer. Voor ek kon sê, hierdie is 'n hospitaal vir sondaars, moes ek eers leer hoe om mense seer te maak. En dis sien hoe maklik kry mense seer. En nie van mekaar nie, van die pastoor se kant af. En ek moes leer en sê, okay, ek het dit probeer compensate met people pleasing, dit werk nie. Toe kom ek agter, die enigste manier hoe ek die mense kan seer maak nie, ek moet verander. Sien, want as dit oor my gaan jy seer kry. As dit oor Christus gaan jy nie seer kry. Maak nie saak hoe ek is en hoe reguit ek is nie. Want as Christus die middelpunt, die fokuspunt bly, sal jy dankbaar wees as iemand met jou bietjie reguit partykeer is. Maar as Christus nie die middelpunt is nie, jy is die middelpunt, dis wanneer ons seer kry, wanneer iemand ons teleurstel. Wat word teleurgestel? Jou verwagting in daai persoon. En hoeveel keer het jy aan daai persoon jou verwagting duidelik gemaak? Ons praat nou die dag daaroor. Dat ons is baie keer teleurgestel in mense, want jy het 'n verwagting van mense, maar hulle weet nie eers jy daai verwagting. Amen. As iemand van my sê, ja, maar ek is kwaad, ek het dit en dit van jou verwag, en sê ek, maar jy het dit nooit gesê nie. Moes ek dit geryk het? Moes ek dit gesnyf het? Moet dit net magically uit die lug uit op my val? As jy nie kommunikeer nie, moet dan nie kwaad wees nie. Amen. So as jy 'n verwagting het en jy kommunikeer nie daai verwagting met die persoon en wie jy dit het nie, vir wie moet jy kwaad wees? Jouself. Jy was die stupid agter die masker. Amen. Dis hoekom ons leer van kommunikasie, dis hoekom die woord sê, praat. Praat. Want hoekom? Dan kan mense verstaan. Hy sê in die council of many there's wisdom. Wat beteken dit? Wanneer ons saam sit en praat, leer ons. Verstaan ons. Amen. He who plants and he who waters are equal, one in aim, of the same importance and esteem. Yet each shall receive his own reward according to his own labor. En hy woordjie reward is eintlik so amazing. As jy 2 hoofstukke vroeër gaan sê, elke ou wat voor staan, sy werke gaan getoets word deur 4. Hy sê, en van hulle se werke gaan 'n reward bring van die Here sê goed, en ander se werke gaan platval. En hulle het geen reward nie. Maar hy sluit daarom af, hy sê, maar gelukkig is hulle gered. Daar's baie ouens wat goed begin in kerk en platval.
As baie ouens wat saam met my begin het in plat geval. Want hulle het gedink, hulle het dit. Hulle het nie besef wat is die prys wat jy betaal om voor te staan. Baie mense het al vir my gesê, ek wil 'n bediening begin. Dan sê ek, daar is die platform, begin hom. 6 maande later, nee, dis time consuming, weet jy hoe moeilik is dit? Mense luister nie as ek praat nie. Word 'n pastoor, al leer jy dit. Almal kom vra hulp, maar hulle wil hulle eie ding doen, nog steeds. En dis die mens, so ek het al vrede daarmee gemaak. Maar 'n nuwe ou wat wil voorloop, sukkel bietjie. Amen. Amen. En dis die challenge wat ek en jy face. Is die feit om te besef, God het vir jou 'n plan. Maar jy gaan daai plan leef, nie hy nie. Hy gaan vir jou wys, maar jy gaan die keuse maak. Hy gaan saam met jou dit doen, maar hy gaan dit nie vir jou doen nie. Want die woord, hy gebruik die woord parakletos, to walk alongside. Hy wil saam met jou dinge doen, hy wil saam met jou die lewe leef, hy wil saam met jou goed aanpak, maar hy gaan dit nie vir jou doen nie. Hy gaan by jou staan en jou help, maar hy gaan dit nie vir jou doen. En dis wat dit so belangrik maak. En dit is so belangrik vir my, veral omdat ek al gesien het hoe mense rondval tussen kerke. En later wil hulle glad nie meer kerk toe gaan nie. Maar eintlik het hulle die issue, dis nie die kerk nie, dis hulle. Want eintlik het sit hulle met goed waarmee hulle nie deel nie, maar dan wat's die scapegoat? Blameer die kerk, blameer die pastoor, blameer daai boetie en daai sussie in die kerk. Dis hulle skuld. Sien, ons het al geleer oor die jare, as iemand vir my sê, ja, mense sê vir my, dit en dit en dit van jou. Ek sê altyd, wie's hulle? Wie's hulle? Nee, ek kan nie sê nie, ek moet hulle beskerm. Ek sê, jy nie hulle name kan sê nie, dan sit jy. Want as jy oor iemands kinder, is jy nie bang om te sê, Pietie het dit gedoen, en Koosie het dit gedoen. Maar as jy nie iemand se naam wil noem nie, wie sê dit eintlik? Jy. En dan elke keer was ek reg. Amen. Want ek sê, as daai mense dan nou is, nooi hulle. Kom ons sit om 'n tafel, kom ons praat dit uit. Wie daag elke keer op? Net daai persoon. Like, waar's die crowd nou? Ek sê dit nie vir hulle nie, want nou voel hulle ek sarkasties. Maar ons dink ons kan mense manipuleer. Ons kan nie God se gees manipuleer nie. God se gees ken die waarheid oor jou. God se gees weet waar jy is en hoekom jy daar is en waartoe jy nou gaan. Hy verstaan die pad en hy's die enigste een wat jou daardeur kan kry. Dis hoekom Christus die middelpunt is, nie mense nie. Mense is die opdrag, gaan en maak disippels. Vir wat? Vir Christus. Hy's die plan. Hy's die doel van die lewe. Johannes 14:6, seker my favourite versie laas jaar. Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy's die weg, met ander woorde, daar's geen ander pad as Christus nie. As jy die Vader wil ontmoet, begin by Christus. Hy's die weg. Hy's die waarheid. Enige iets buite Christus is in elk geval 'n leuen. So as hy nie jou waarheid is nie, wat se bullshit gaan jy glo? Amen. Want net hy's die waarheid. Ek's die weg, ek's die waarheid, ek's die lewe. Sonder Christus is jy klaar dood. Al haal jy asem, jy het nie 'n ewige lewe nie. Jy's geestelik dood, sê 1 Johannes 3. Jy's geestelik dood. So hy's die enigste weg. Hy's die pad wat ons stap. Die Christus lewe is die pad wat ons stap. Hy's die waarheid. Hy's die enigste waarheid waaraan ek vashou. As mense vir my sê, kom laat ek jou die waarheid vertel. Dan sê ek, wat sê Jesus? Want hy's die waarheid. Of gaan jy vir my jou weergawe vertel? Van wat jy dink is die waarheid. Want dis wat ons doen. Amen. En hy's die lewe. As hy nie jou lewe is nie, wat se lewe leef jy? Leef jy alleen? En dis net vrae wat jy vir jouself kan vra. En jy vir jouself moet antwoord. Dis hoekom die woord 'n spieël is, waarin jy jouself moet ondersoek. Dis nie 'n vergrootglas waarna jy na ander mense se foute soek nie. Dis 'n spieël waarin jy jouself in daai bladsye moet vind en sê, ek maak dit of ek maak dit nie. Volgende 8 uur toe ons bid, share ek met almal
Hierdie jaar werk ek deur die boek van Hebreërs, is vir my 'n amazing boek. En dis my persoonlike Bybelstudie vir die jaar is daai boek. En gister is dit vroueoggend en die vrouens is hier en ek is by die huis, ek en my seun en ek sit my audio Bybel aan want ek like partymal net laat iemand lees en ek sit net en luister. Dit vat 58 minute, dan is jy die hele boek van Hebreërs. So maklik dit is. Jy lees stadig, ander ouens lees vinnig. So ek sit dit vir hulle aan. Want ek raak aandag afleibaar as ek self lees. Amen. So is maklik dat iemand vir my lees en ek lees saam, dan raak ek nie so aandag afleibaar. Ek weet nie wie van julle nie. Wie van julle het al Bybel gelees, dan begin jy aan ander goed dink. Ek dog is net ek. Sien? Is ook nie net jy nie. So en ek lees en ek snap iets daar binne. Dit is my so amazing en ek sit heel gister sit ek daaraan dink en sê ja, ons sê altyd vir mense hou net vas. Hou net vas aan die Here. Hou net vas aan die Here. Hou net vas aan die Here. Weet jy wat sê die boek van Hebreërs? Al kan jy nie vashou nie, God hou vas. Jy dink jy verloor jou grip, nie God nie. Vanoggend ons uitstap, Joggie sê hy sien daai prentjie van 'n pa wat 'n laaitjie so aan sy belt het, hy hang net so. Jy's moeg, jy's uit, jy's klaar en hy het jou. Hy gaan nog met jou aan. Jy voel jy het beheer verloor, nie God nie. Jy voel jy kan nie regkom nie. God sê ek het jou. Amen. Jy voel die lewe is dit nie meer werd nie. Jy voel jou huwelik, jy voel jou vriendekring, jy voel daai mense is dit nie meer werd nie. Hy sê I've got you. I've got you. Hoor wat sê hy? Laaste vers. For we are fellow workmen, joint promoters, laborers together with and for God. Sien, en dis wat ek so love vir daai, want ek sê altyd mense vir my sê ja, werk jy vir die Here? Sê ek nee, ek werk saam met hom. Amen. Ek werk nie vir die Here nie, ek werk saam met hom. Want dis wat hy gesê het, kom ons doen dit saam. Amen. Ek en jy staan in 'n vennootskap met hom om die aarde gered te kry. Jy gaan nie op jou eie uit nie. Jesus het gesê, gaan en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees en leer hulle al hierdie dinge, en dan sluit hy af. Maar onthou, ek sal by jou wees al die dae van jou lewe. So hy gaan nêrens nie. Hy gee nie op nie, hy stap nie weg nie. Hy sê, I got you. Al maak jy foute, hy sal dit fix. As jy na hom toe kom en sê, jammer ek het my posisie misbruik om skade te maak, help my. Niks het my lewe so vinnig reggeruk as 'n paar jaar terug toe ek snap en besef dit wat ek doen, hoe seer kry mense nie. En ek besef, ek is die rede van daai mense se brokenis. Dit het my hart gebreek. Vir daai lank het ek gesalk. My vrou het op 'n tyd, sy lag het vir my, want ek sê vir haar, hoekom is ek hier? Hoekom doen ek nog hierdie? Kyk hoe mense seer gekry. En die Here sê, nou gaan jy weet hoe om hulle gesond te maak. Want jy besef hoe maklik kan ons mense seer maak. Hoe maklik maak ek en jy mense seer. En so maklik soos ek en jy mense seer maak, het ons die vermoë om hulle heel te maak. Want Christus is in ons. Amen. Hy sê, you are God's garden and vineyard and field under cultivation. You are God's building. En wat daai vir my belangrik is sê, die Here is nog nie klaar met jou nie. En hy is nog nie klaar met my nie. Ek en jy het die ou nodig wat voor staan, om ons te help om te groei. Whether jy 'n tuin is, whether jy 'n vineyard is, en whether jy 'n building is, God gaan iemand stuur om jou te help bou. Iemand om jou te help groei. En dit beteken nie, jy gaan daai persoon altyd like nie. Amen. Ek sê altyd, my vrou is lief vir my, beteken nie sy like my altyd nie. Want ek kan haar kwaad maak. Amen. Ek weet hoe lyk 'n vrou se hande as hy kwaad is. Ek het 'n ma ook. Sy vingertjie so sê, Johannes Jacobus. Dan weet ek, back off, boetie. Jy onthou wie's daai tannie? Sy was die eerste vrou in die weermag wat kon bomme onskadelik stel. Sy's nie bang. Sy het dan op 72 'n hand gebreek toe sy ou met die vuis slaan wat haar foon wou steel. En ek sê, ma, hoekom nie? Sy sê, ja, my hande is sag, koop my 'n pistool. Ek sê, nee.
Nee. Sy sal hulle reg kry. Stuur jou vir Jesus. Hier is my hart volgaan. Irrespectief wie God gebruik, moenie uitmis opportunity om te ontvang nie. Moenie uitmis op die opportunity om te kry nie. Al het jy met my jou issue, maak jou hart oop vir die Gees van God. Al het jy met Christie of Graan of enige iemand 'n issue, moenie jou hart toemaak dat God nie in jou lewe kan invest nie. Al het jy 'n issue met enige ander pastoor van enige ander kerk of dominee waar jy vandaan kom, moenie laat jou hart hard word dat die saad van God nie kan inkom nie. Want as daar nie saad is nie, beteken die water niks. Die saad het die water nodig om te groei. Amen. Die saad het die water nodig. Ons ry na te volgende en ons praat in die kar hieroor en ek sê, die woord sê, saad moet eers in die grond ingaan en doodgaan voordat dit leef. Sien, jy moet eers sterf in jou eie opinie en siening voordat God jou kan gesond maak. Ek weet nie wie van julle ken perskes nie. Wie eet perskes? Wie van julle het perskebome? Wie van julle, as jy 'n perskeboom wil hê, weet jy koop 'n boompie, nie 'n pit nie. Hoeveel mense ken julle wat hulle perskepit geplant het en dan het hy gegroei? Hoe kry jy 'n perske om te groei? Uit minimum 200, ja, uit minimum 2000 ure, so onder vriespunt nodig, om die saad te aktiveer om te groei. So as jy wil perskepitte plant, gooi hom in jou vrieskas vir die winter. Dis hoekom jy 'n koue winter nodig het, want die natuur moet eers, sekere plante moet eers doodgaan van die koue, voor hy kan leef in die somer. Dis 'n perske, hoeveel ander plante is daar? En hulle almal verskil. So moenie na my en jou kyk en dink ons manier moet dieselfde wees. Die doel is dieselfde, Christus. Hoe hy met ons elkeen werk gaan verskil, want jy's nie ek nie en ek's nie hy nie. Hoe hy my gaan gebruik gaan verskil hoe hy vir Corrie gebruik en vir Johan gebruik. Ons verskil. Maar ons moet oop wees om te ontvang wie God op hy oomblik gebruik. Want jou blessing lê daarin. Deur 'n hongerhart vir God hê. Want God laat groei. Amen. Amen. Ons lei die oë. As jy daar sit volgende, jy sê, Koos, weet jy wat, ek het hiermee gesak. Ek het al so geoordeel oor wie praat waar. Wil ek jy met jou hand opsteek en sê, Here, sien my hart volgend. Laat Koos my in my sy gebed kan insluit. Dankie. Here, U sien die hande. U sien die harte. U sien die wat nie eers hulle hand wil opsteek nie, want ek kry skam. Here, ons kom van soveel verskillende areas, of ons het teen ons ouers gepraat, ons het teen vriende gepraat, ons het teen klubmembers gepraat, ons praat teen soveel mense in ons lewe. En baie keer wil hulle ons net help, maar omdat ons hulle foute sien, dink ons, wie is hulle om te help, maar in plaas van om te besef, wie gebruik hulle om ons te help. So deur daai mense af te skiet ons U af, en ons repent vanoggend, dat ons in mense vaskyk en nie in die Gees van God nie. Dat ons in mense vaskyk en nie in Christus nie. Here, ons bely vanoggend die feit dat ons mense baie keer bo God se boodskap stel. In plaas van net om te ontvang wat God vir ons het, sodat ons nader aan U kan beweeg. My hart vanoggend is, Here, elkeen wat hier sit, wat sê, ek het daai paadjie gestap. Here, vat daai las van hulle skouer af, dat hulle nie onder veroordeling sit nie, want die woord leer ons dat hulle wat in Christus is vry van veroordeling. Julle breek daai skuldgevoel, breek daai skaam, breek tot die seer, waaronder die vyand hulle met dit gekry het, en bring herstel vanoggend in hulle lewe. Bring herstel in hulle harte, bring herstel in hulle emosies, bring herstel in hulle gees. Here, laat wanneer ons kerk toe kom, dat ons kom vir Christus, nie vir die pastoor nie, nie vir die een wat daar voor staan nie, nie vir die een wat praat nie, maar dat ons sal kom vir hom wat ons gered het. Ons is hier om te ontvang dit wat U vir ons het, en ons ontvang dit met oop harte volgend. Ek vra dat U elkeen veilig huis toe sal vat, beskerm hulle, bewaar hulle, salf hulle, seën hulle, Here.
dat die res van hierdie jaar, 2025, het gesê, dis die jaar van celebration. Soos wat hierdie jaar op sy dak is, weet ek nog steeds, hy gaan goed eindig. Here, want dis hoe hy werk. Elke aanval van die vyand, elke vloek, vervloeking, elke ding wat hy probeer doen, draai u om in 'n seën vir ons, sodat ons kan groei in dit wat u vir ons elkeen het. Dankie dat die woord vanoggend ons sê, dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor God. Ons het net die saad en die water, maar God het die krag, die vermoë, die resources, om dit te laat groei. Ek sit vanoggend my hand in u hand, Here, en ek sê, hou u vas, wanneer ek nie weet doen nie, wanneer ek nie weet waar nie, en wanneer ek nie meer weet wanneer nie. Hou u vas. My vertroue vandag is in die feit dat u vashou. Want dis u vermoë, hoekom ek in elk geval hier is. Dis net genade. En ons eer in Jesus naam alleen. En almal sê saam. Amen. Prys die Here. Nou ja, dankie julle almal.